Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons woensdaagaande biduur geleentheid. Dit is ons laaste biduur voordat die skoolvakansie in hierdie eerste kwartaal afskop. Dit was 'n vinnige begin vir die jaar en 'n besige eerste deel van die nuwe kwartaal gewees, wat ook nou vinnig tot 'n einde kom. Soos ons die heilige weke nader en Paasnaweek se vieringe verwag, is dit vir ons belangrik om ook in hierdie tyd wat ons tyd saam met ons familie en kinders hopelik, as die Here dit wil vir ons, ook meer gaan spandeer, om bietjie saam te gesels oor ons rol as ouers in ons huise, as opvoeders, in 'n geestelike sin ook, vir 'n volgende generasie van gelowiges, 'n volgende generasie van disippels, wat die koninkryk van die Here sal laat kom. En daarom vanaand se biduur gedeelte. Ons bid vanaand by die huisaltaar, spreekwoordelik, om ons tafels, daar waar ons met ons kinders gaan tyd spandeer, vir die kom van die koninkryk van die Here natuurlik, maar vir hierdie volgende generasie van disippels, om die Here te leer ken, en beter te leer ken, en hoe ons hulle kan help in daardie proses. Hoe ons as ouers die primêre disipelmakers in God se koninkryk ook is. Nou, daarvoor blaai ons na Psalm 127 toe, 'n baie bekende teksgedeelte en twee bekende verse wanneer dit kom by kategese en huisgodsdiens. En as ons die woorde van die psalmis Salomo in hierdie geval hier lees, dan hoor ons duidelik hoekom dit so graag en gereeld in kategese gebruik word. Die psalmis skryf, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagters. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly en brood van smarte eet. Hy gee dit aan sy beminde, sy geliefdes in hulle slaap, terwyl hulle rustig slaap. Nou geliefdes, hierdie besonderse psalm leer vir ons hoe ons as bouers van die huis moet optree. Maar wanneer ons praat van bou, dan is dit nie net te verwys na 'n fisiese tuiste skep, waar ons kinders kan fisies veilig wees. Hierdie is nie 'n bou net met stene nie, om dit so te stel. Dis ook nie 'n bou in die sin van om vir ons kinders te kan voorsien, al die lekkernye en goeie gawes van die lewe hier en nou ook nie. En wanneer ons praat van voorsien, dan praat ons van die kos wat hulle moet eet, en die klere wat hulle moet aantrek. Die voorreg wat ons het om vir hulle 'n tuiste te kan gee, waarin hulle kan aanbid. Ons praat nie net van daardie fisiese voorsiening nie. Ook nie om vir hulle te voorsien wat hulle nodig het in terme van kognitief groei en opgroei, as goeie burgers in die samelewing nie. Om mense te word wat darm die wet en die landswette gehoorsaam het. Ons praat nie net van daardie vorm van bou nie. Wanneer die psalmis hier praat van soeg en sweet en die tevergeefs pogings wat ons aanwend, dan is dit juis wat ons baie keer in verval, om toppresteerders groot te maak, slim kinders groot te maak, wat in alle fasette van die lewe nommer 1 is. Dit is nie vir die Here belangrik nie. Dit is nie vir die Here belangrik dat ons kinders opgebou word en huise opgebou word wat kan spog dat hulle 'n top 10 leerling of 'n top atleet het. Wat vir die Here belangrik is of ons kinders hom ken. En daarom, wat dit vir ons beteken, wanneer ons opgeroep word om te bou, dan is dit om hulle oor te gee, om hulle
te leer en te wys en toe te rus om gehoorsaam te wees aan die groot bouer wat inbou in hulle lewens en opbou in hulle lewens met woord en deur ons as ouers en die kerk, deur dat hulle sal deel word van 'n liggaam, van 'n tempel, 'n lewende tempel wat vir die Here opgerig word tot sy eer en sy heerlikheid. Te vergeefs bou ons as die groot bouer nie die fondament is nie en nie bo-op daardie fondament soos ons herhaaldelik al gehoor het met die regte materiale inbou deur ons as medebouers in hulle lewens nie. Wat dit vir ons beteken, prakties, is dat ons moet ons kinders na die huisaltaar toe bring, om die tafel by mekaar bring, om die woord by mekaar bring, waar God se teenwoordigheid deur ons as 2 of meer medegelowiges sigbaar word. Dat daardie huisaltaar, waar ons offers van dankgebede en lofgesange en die studie van sy woord, waar ons dit bring, waar ons kinders na die Here toe bring, as lewende offers, wat vir hom aanneemlik is, skryf Paulus. Dit is wat dit vir ons prakties beteken. Dit beteken vir ons prakties, dat ons ook disippels sal maak. Met ander woorde, ons kinders sal leer hoe om oor die Here Jesus met ander te praat. Hoe om nie skaam te wees as hulle met hulle maatjies interact, in gesprek tree nie. Wanneer hulle op die sportveld met ander mense kompeteer selfs nie. Dat hulle dit sal doen met die regte ingesteldheid, die regte gesindheid, nie om te wen nie, maar eerder om siele te wen, deur hoe hulle leef as gelowiges, jong gelowiges, maar nuttig, geliefd en diensbaar in sy koninkryk. Die Here Jesus sê, ons moet hulle leer om alles te onderhou wat hy vir hulle gegee het. Wanneer hy sy disippels uitstuur, ook in hierdie klein mikrokosmos koninkryk wat ons huise is, wanneer hy ons as disippels daarin uitstuur, dan is dit ook om hulle groot te maak, om alles te leer wat hy vir ons gegee het. Dit beteken dat Bybelstudie en gereelde huisgodsdiens kardinaal belangrik is. Dr. R.C. Sproul skryf in sy baie bekende, pragtige kinderkategese boekies die volgende woorde. Hy sê, ons vrees as ouers moet nie wees of ons kinders eendag gaan groot word as welgestelde, suksesvolle, belangrike mense nie. Dit moet nie wees dat ons kinders suksesvol sal wees in 'n wêreldse sin nie. Dit gaan verbygaan. Daai goed gaan opraak. Maar wat ewige waarde het, is of ons kinders die Here ken of nie. Met ander woorde, ons grootste vrees moet nie wees dat ons kinders suksesvol sal wees nie, maar ons grootste vrees is dat hulle nie die Here leer ken nie. En ook deur ons, en by die kerk, en by die skool, die regte skole, waar hulle ook in Christelike waardes opgevoed word, leer ken nie. Dit moet vir ons 'n vrees wees. En daarop moet ons konsentreer. As ons daarin bou, en die regte goed daarin bou, dan is ons besig met die regte tyd spandeer, ook oor hierdie Paasvakansie wat ons nou ingaan. Skriftes, die Here sê vir ons dat dit is moeilike goed waarmee ons besig is. Dit is moeilike take wat ons opgelê word. Maar hy gee vir ons 'n belofte en die troos dat hy gee dit aan sy beminde, die vir wie hy lief is, die wat hy geroep het, die wat hy gekies het, selfs in hulle slaap. Met ander woorde, ons hoef nie bekommerd te wees dat
ons dalk nie genoeg doen nie. Solank as wat ons besig is om te leef volgens hierdie opdragte van die Here, in ons eie lewe dit uit te leef en ons kinders aktief daarby te betrek en met hulle oor die Here te gesels, soos Moses in Deuteronomium 6 skryf, dan bou ons in ons kinders se lewens in. Dan gee hy dit aan ons as sy geliefdes, vir wie hy gesterf het, en aan hulle as 'n volgende generasie geliefdes, selfs in hulle slaap. Ons kan ontspan en bedaar in ons vrees, in ons angs, in ons bekommernisse oor die toekoms. Die Here hou hulle vas in sy hande, soos hy ons ook vashou. En niks sal hulle daaruit ruk nie. Amen. Geliefdes, ons bid oor 'n paar sake vanaand. En in hierdie tyd wat ons Paastyd ingaan, in die vakansies ingaan, gaan ons met dank en lof na die Vader toe. Ons dank hom vir alles wat hy vir ons gegee het, vir ons kinders, vir ons huishoudings. Ons dank hom dat ons ook ouers het, almal van ons het, en ouers gehad het, wat ons op die regte manier geleer het en op hulle manier ook gelei het na die Here toe. Ons kom bely ons eie swakheid en sonde. Ons bely dat ons baie keer afhanklik is van wêreldse dinge en afhanklik is op onsself. Ons vra dat die Here ons daarvan sal stroop en dat die Here ons net op hom aanwesig en afhangend sal maak. Ons bid vir ons huisaltare, spreekwoordelik. Ons bid dat die Here ons sal ontmoet in ons huise. Dat die Here vir ons tyd sal gee, plek sal gee, wysheid sal gee, die begeerte sal gee om tyd saam met ons kinders en gesinne rondom sy woord te spandeer. Ons bid vir ouers as leiers, maar ook vir kinders as disippels. En dat ons sal disippels bly van die groot leermeester. Ons bid vir herstel waar daar gebroke huishoudings is. Ons bid vir genesing waar siekte en ongesteldheid dalk ons begin mismoedig maak. Ons bid vir beskerming van ons huise, maar ook vir die stad, soos die Psalm ook skryf. Ons bid dat die Here ons dorp en ons skole en ons plekke van aanbidding sal bewaar, maar ligtoring sal maak in 'n donker wêreld. Ons bid vir vrede en vir rus in afhanklikheid aan die Here, dat ons sal berusting vind, dat ons en ons kinders en ons huise is in sy hande. En laastens bid ons vir ons kerklike familie. En dan praat ons van die groter sfeer. Ons praat van ons eie kerk landwyd, die onsigbare kerk van ons Here Jesus Christus wêreldwyd. Ons bid vir die koninkrykswerk wat daarin plaasvind. Ons bid vir daar waar gelowiges onder aanval is en dat die Here daar met hulle sal wees. Ons bid uiteindelik dat sy koninkryk sal kom. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Here, ons Hemelvader, U is die argitek, maar U is ook die bouer van alle dinge. Ons bely vanaand dat ons dikwels in ons eie pogings en selfverryking en verheerliking moeg word, omdat ons in ons eie krag wil bou. Vergewe ons dit. Vergewe ons ook ons angs en onsekerheid oor die toekoms, nadat U vir ons uitdruklik gesê het, moenie bekommer oor môre nie. Ons vra, Here, dat U ons kinders en ons huise in U hande veilig sal hou. Ons dra hulle aan U op. Ons vra, maak ons samekomste, ons tafelgesprekke, maak dit plekke van aanbidding, maak dit
plekke van Bybelstudie. Maak dit huisaltare, waar U naam verheerlik word en U wil vir ons lewens gesoek word. Ons vra, Here, help ons om te onthou dat ons U bemindes is, U geliefdes is, vir wie U seun gestuur het om te sterf. Here Jesus, mag ons getrou bly aan die voorbeeld wat U vir ons kom stel het, en die opdrag wat U vir ons opgelê het. Mag wat ons dink en sê en doen, strek tot die eer van U naam. Amen.